Baie welkom by Melk in jou teetyd en vandag gesels ek met 'n baie interessante vrou. Ek gaan net so 'n paar van haar goedjies vir julle lees. Mevrou Suid-Afrika van 2001-2002, Mrs United Nation International, stigter van Babies Behind Bars, 'n medeskrywer van verskeie boeke. Sy gesels gereeld op Kaapse Kansel. Sy was in die top 50 van die dinamiesste vrou in Suid-Afrika. Wenner van die Nelson Mandela Ambassadeurstoekenning vir gemeenskapsdiens. Sy is 'n motiveringsspreker, stigter van die Walk in Faith Challenges en sy is 'n ma van 6 kinders en is al 3 dekades getroud en die belangrikste van alles natuurlik is sy 'n kind van die Here. Baie welkom Zanti. Baie dankie. Sjoe met hierdie pedigree nee. Groot genade. maar dit was nie net van, ek kry al hierdie accolades en ek kom net reg en ek is fantasties en daar is tog 'n paar harde klippe wat jy moes kou en waardeur jy gegaan het. Ek dink daar's baie harde klippe wanneer die Here jou op 'n sekere journey stuur. Ek onthou ek was 16 jaar oud en my jongste dogter is nou 16 en baie keer as mens jou eie kinders se ouderdomme beleef, dan beleef jy waar jy was en hoe groot God se genade vir jou was. Maar ek onthou ek het net my lewe vir die Here gegee en ek het vir hom gesê, weet jy wat, maak met my, I will be a living sacrifice. Ja. And may you always get the honor. So soms as ek daai goeters ook hoor, dan weet ek wat sy harde werk het was en ek weet wat sy geloofstappe dit was. Maar is vir my soveel, die Here kry die glory, want dit was eintlik nie moontlik nie. Sonder hom nie, ja. Daar's nie 'n manier nie, maar ek dink wanneer 'n mens vir die Here sê dat hy kan maak met jou soos hy goed dink en jou lewe word die opoffering. Ja. Dan stap hy met jou op pad wat ek vir elkeen van julle ook wil absoluut aanbeveel. Dis nie 'n maklike pad nie, maar dis 'n getuigspad van God se goedheid, sy guns en die lesse wat 'n ou leer, nee, die journey wat jy journey, maar dit is absoluut wonderlik. So vir my is dit so mooi, nederigheid vir my is minder van myself en meer van Jesus. En ek weet in al daai wat die storie is en hoe die Here net daai platforms geskep het en dis nie my platforms nie. Hy gebruik net my lyf en my mond en my wese om sy kinders na hom toe te trek. Maar kom ons begin by mevrou Suid-Afrika. Nou ek weet dit moet harde werk wees, want dit is nie net van mooi lyk en daar arriveer jy en daar wen jy 'n kroon nie. Nee. Jy moet hard werk om daar uit te kom. Maar hoe het jy begin? Weet jy wat, toe ek in mevrou Suid-Afrika deelgeneem het, nou ek weet nie hoe dit vandag nie, kan anders wees, maar ek kan jou vertel toe ek daar was. Ek wou nooit iets gedoen het, ek sal nie net aan 'n skoonheidskompetisie deelneem nie. Kom ons begin daarby. Vir my moet iets baie purpose hê. En ek het gevoel dat die Here hierdie platform oor my pad bring, maar ek het eers bietjie gaan ondersoek instel om te kyk, is hierdie nou net 'n mooi gesiggie en mooi lyfie kompetisie, want dan gaan ek dit nou nie doen nie. Ja. Maar in my tyd was dit toe oor gemeenskapsprojekte en dat jy regtig 'n verskil kan gaan maak en dat jy 'n stem kan word vir wat ook al jou cause is en jy voor wil praat. En op daai stadium, ek was nog altyd iemand wat in my gemeenskap 'n verskil wou maak. En omdat dit die basis was van die kompetisie, het ek toe besluit om deel te neem. Ja, en dit is baie harde werk op jouself, want jy moet die beste weergawe van jouself word, wat ek glo ook die Here eer. Maar dan moet jy skouer aan die wiel kan sit en jy met regtig projekte in jou gemeenskap kan dryf. En dit was vir my so wonderlik, want toe ek mevrou Suid-Afrika wen, wat ek weet net groot genade was, toe kon ek regtig saam met die organiseerders 'n projek loods, 'n bewusmakingsprojek oor babas wat in tronke gebore word. Sure. En weet jy, dis gebore uit my wat 'n program gekyk het een aand oor kinders wat in tronke, babas wat in tronke gebore word. En ek het net nie ophou huil nie. En ek het besef, maar niemand anders huil hier oor behalwe ek nie. En dit het my gelei na, nie almal van ons se burden is dieselfde nie. Ander mense se burden lê by diere, ander by ouer mense, maar my burden vir daai seisoen
was om babas in gevangenisse tot die voorgrond te bring. So ek het 'n bewusmakingskampanje begin. Groot werke gedoen in Diepkloof en in Pretoria Sentraal Gevangenis. 'n konferensie aangebied in 2003 wat deur die CWCI befonds was. Dit was fenomenaal, saam met Evie de Klerk en sy vrou. Sy het kom praat op my konferensie en vir die eerste keer is daar na die wette rondom babas in gevangenisse gekyk. En toe het 'n dame 'n NGO begin wat vandag nog bestaan, Babies Behind Bars. Sy doen ongelooflike werk en dit het net van krag tot krag gegaan. So ek het myself gesien as die duikplank of wat net hierdie bewusmaking doen dat daar kinders in gevangenisse is en ek kon in die parlement gaan gesels. Ja. Dat die Here die pad oopgemaak het. Sure. Dat ek in wetgewing in die parlement in Johannesburg kon staan en sê, Wow. julle ons gaan die wette moet verander. En dis hersien en ek bedoel dis amper soos Moses wat by Farao gaan staan het. Ja. Maar die Here het nie jou oulikheid nodig of niemand van ons kan dit doen nie. So ek sal lankal verby die bladsy van Here, ek kan nie hierdie doen. Ek kan dit regtig nie doen nie. So ons is ek en die Here is op dieselfde bladsy. So ek hoef hom nie meer te oortuig dat ek dit nie kan doen nie. Ek kan dit nie doen nie. Ja. Maar ek is bereid om gebruik te word deur hom sodat hy die glorie daarvan kan kry. Verduidelik gou net vinnig vir my, wat was die wetgewing of was daar geen wetgewing? Nee, daar was. Babas kan in tronke saam met hulle mammas bly tot hulle 5 jaar oud is. En dit was die groot hart is dat mense bewus is dat daar klein babatjies in gevangenisse is. Ja, Dat hulle selle saam met hulle ouers deel. En ek sê dit met baie respek omdat ek lank in die gevangenis gewerk het ook met hierdie ma's dat jy weet, dit is so maklik vir my en jou om te judge. Ek dink om te oordeel is die maklikste ding ooit. Ja, want as ons dit doen, hoef ons nooit die moeite te doen om in iemand anders se voete te staan nie. Maar daar het ek gesien dat mense, hulle is nie verniet daar nie, so hulle het verkeerde goed gedoen. Maar dit maak nie noodwendig van daai persoon 'n slegte ma nie. En om daai vrou te kan mentor en te kan coach in die gevangenis om nog steeds haar maaskap te kan uitleef. Maar die groot ding was dat ons kan nie kinders in gevangenis hou tot hulle 5 jaar oud is nie. Ja, want En daarom is hulle toe nou na die wette gekyk en hulle is nou meer eens dat 'n kind op 2 jaar kan uitkom. Ja. Want hulle kan nie hulle vormingsjare in 'n gevangenis sit nie. Jy weet die ligte gaan nooit af nie. As jy by 'n hek wil uitstap en sê die eerste woorde wat daai kinders partykeer sê is nie eers mamma nie, dis dankie hek. Want dis wat jy sê as jy wil hê dat die persoon met vir jou hek kom oopsluit. ja, en daai band wat hulle vir 5 jaar vorm met daai mamma nou skielik weggeneem moet word. Dit is weet jy, dis hartverskeurend. Dit is onmenslik eintlik. Dis eintlik. En hulle sien dit het my so ontstel en dis hoekom ek regtig hierdie ding gedryf het met alles wat ek gehad het. Sure. En die ander ding is ook, jy weet, hulle sien vir 5 jaar net die binnekant van 'n gevangenis. niks anders Hulle sien nie diere nie. Hulle weet nie wat se pad nie. Hulle weet nie wat's mans nie. Want as vroue is in 'n vrouegevangenis en as daar nie of alleen met 'n warden is wat 'n man is nie, dan sal hulle nie seker nie 'n man sien nie en hulle daar's net soveel goed wat hulle ontneem word. Ja, maar die eerste 2 jaar wil jy ook nie 'n kind wegvat by die mamma nie. So Maar ek dink ons weet nie van hierdie goed nie en iets wat jy nou sê van hierdie ons veroordeel, wat ek aan dink is sodra ons veroordeel dan wil ons eintlik of sê maar ek wil nie eintlik betrokke raak nie. absoluut. Ek wil nie my hande vuil maak nie. Maar En dis 'n jy maklike opsie. ja, dis 'n makliker opsie. Maar jy het 6 kinders Mhm. met vlak 4 endometriose gehad. Hoe ding. Weet jy wat? Dit is 'n ek sê mos wonderwerk. vir jou, my lewe is 'n ek is regtig 'n lopende wonderwerk. Met endometriose kan jy eintlik nie kinders kry nie en as jy dis 'n verskriklik gesukkel. En En dit is baie seer en dit is baie seer. ja. Nou, ek sê altyd ek het 2 hartskinders en 4 baarmoederkinders. En ek sal nooit vergeet nie, ek en Lawrence het gery en my endometriose was so erg geweest dat ek 6 maande gehad het om waarin ek 'n vol hysterektomie moes kry. Sure. En ek het net geweet dat die Here wys my kinders en nie net 1 of 2 of 3 nie, meer. Wow. En ek het hom gevra, maar hoe is dit moontlik want ek ry nou net van die ginekoloog af wat vir my gesê daar's nie 'n manier nie. En my man besef toe, weet jy wat, ek het net nodig om 'n bietjie weg te kom en my plek waar ek hier naaste aan die Here voel, behalwe hier waar ek nou sit, maar vir my groot blessing is by die see. Kliefie Ja, see. daar's net iets.
En ons ry toe see toe, dat ek nou net hierdie ding kan deel, en ek sal nooit vergeet nie, soos wat ons nice nou toe ry, is ons tussen Willemore en Aberdeen, en die liedjie Nikita speel oor die radio, van Elton John. En ek is besig om trane weg te pik, en ek en my man is besig om te praat oor hoe sê die Here iets, maar die fisiologiese kant stem glad nie ooreen nie. En ek besluit toe net daar, maar ek kan nou kies. Of ek gaan hierdie kant moet kies, wat medisie vir my sê, of ek gaan moet kies wat ek weet die Here vir my sê, en wat my hartsbegeerte is. En ek besluit ek kies die Here. En in daai stukkie sê ek vir Lourens, maar weet jy wat, sou ek swanger nou raak, dan sal ek, as dit 'n dogtertjie is, haar Nikita noem. Wow. Sodat ek altyd sal onthou, dat ons was tussen hierdie stukkie en hierdie pad, toe ek gekies het om die Here te glo en hierdie medisyne. En daarbey sê ek nie, medisyne doen goeie werk, baie goeie werk. Maar 'n ou moet gehoorsaam wees om wat jy in jou gees beleef. Ja, en vandag is Nikita al getroud. En daar was al 3 kinders na haar, so ja. En my endometriose is heeltemal weg. Dis net die Here. Dis net die Here, daar's niks anders. En jy het 6 kiddies. Ja. Okay, hoe oud is Nikita nou? Weet jy wat? So my oudste 2 kinders, toe ek my man getrou het, toe ek 2 hartskinders gekry. Bygekry. Okay, yes, ja. Hulle was 6 en 4. So. En Nikita is nou, sy word 27. Ja. En dan Savannah is 26 en Abigail is 24 en Dakota, my laatlam, is 16. Sure. En ou boet is 30 en ou sus is 33. So 1 seun en 5 dogters. 1 seun. Arme boetie. Arme boetie. En 2 wat oor see bly. Oh. So ek ken daai pad ook. Een in Ja, Australië dis en rof, een in dis Amsterdam. So ja, die Here wandel met ons, hoor. Maar En dis julle het ook moeilike 'n goed. moeilike ervaring gehad dat julle huis afgebrand het of amper Ja, afgebrand. amper afgebrand het. Wat het daar gebeur? Joe, julle, dit was in 2007. En dit was die eerste keer wat load shedding ons land getref het. Kan jy glo, 2007. En ek onthou dit baie goed, want my kombuis het juis gebrand as gevolg van load shedding. Ai. So ek het die Dankie. aand kos gemaak en die krag het afgegaan en die stoofplate afgedraai. Maar soms draai mens jou stoofplaat na 'n 0 toe, maar as hy nie heeltemal op die 0 is nie en hy klik nie op nie, is hy eintlik op 6. O. Dis 'n En maar nou is die nou is die krag af. Dis load shedding nie. Ja. En 'n lang storie kort, 1:00 die oggend, toe word ek wakker van iets wat klink soos 'n geweerskoot. En ek dink by myself, wat nou? En Lourens was nie by die huis daai week nie. Dit was laaste week in Oktober. Hy was in George gewees met 'n kursus. En ek word wakker in die nag en ek hoor hierdie geweerskoot en ek dink, is iemand na my huis, het iemand na iemand geskiet, en vandag is dit nie iets vreemds om te dink nie, dis die eerste ding wat jy dink. Maar toe ek na my kombuis toe loop, toe slaan die rookwolke my so terug en ek besef my kombuis is aan die brand. Ja. En ek het my kinders uit die huis uit gesleep, hulle was al so deur die rook, ek wil amper sê bedwalm, nee. Ja, bedwalm, ja, is die reg. Dat ek hulle net gereën buitekant en ek het hulle een vir een uit die huis uit gesleep. En ek het 2 goed vir die Here gevra daai aand. Omdat dit load shedding was, het ek geweet my gasbottel staan reg langs die stoof. En ek het 2 goed, ek het ingehardloop en ek het gesê, Here, ek bid vir 2 goed vandag. Mag my gasbottel asseblief nie bars nie. Want as hy ontplof en hy ruk 'n gat in my muur, vuur het net suurstof nodig, dan brand my hele huis af in 15 minute. Ek het dit geweet, so ek het vir die Here gesê asseblief. Die tweede ding is ek het 'n rooshout kombuis. En dis van jou vlambaarste hout. Ja. En ek het vir die Here gesê asseblief, contain hierdie vuur net tot my kombuis. En is so fenomenaal hoe die Here gewerk het, want die maandag, die brand het gebeur op 'n donderdag, en die maandag, of op 'n woensdag aand, en die maandag bel 'n vriendin van my, jy het ook seker sulke vriendinne, ons praat nie baie met mekaar nie, maar sy is 'n intercessor. En ek weet, as Renay my bel, moet ek luister. En Renay bel my die maandag en sy sê vir my, Zanti, ek wil net vir jou sê, wat ook al jy hierdie week doen, wees versigtig, maar ek sien jou gesig en ek besef jou lewe is in gevaar.
Net ou skrik nogal as iemand jou bel met so 'n Ja, boodskap nie, nee. maar sy sê maar moenie bekommer nie, die Here het jou. So toe hierdie brand gebeur, toe besef ek wat sy vir my gesê het en ek weet ek gaan okay wees, want ek weet die Here het al klaar iemand wat vir my bid 3 dae voor die tyd gestuur. Maar langs toe die kort soek 'n ander vriendin my ook, die hele week al, en ek kom net nie by haar uit nie. En die aand wat die brand gebeur het, ek my foon laat val, en ek het 'n brandblusser, ek is nogal erg oor sulke goed, maar as jy stres en jy het nie iets geoefen nie, en dis pikdonker, en dit reën, en jou kombuis brand, dis vlamme en rook. En jy's jou kinders. En my kinders lê buitekant, ek weet nog nie eers haal hulle ordentlik asem, kry jy nie ek het nie die safety pin uitgekry nie, so ek kan nie die brandblusser werk nie. Sure. Maar die laaste persoon wat ek mee gepraat het die aand, was 'n vriendin wat 1 kilo van my afbly, Vanessa. En ek druk net die groen knoppie op my foon. Ek het net gedink, waar ek daar uitkom, gaan ek vir haar hulp. En is interessant, want sy sê, sy het wakker geword, regop gaan sit. Dit was 1:00 die oggend. Sure. En toe bel ek. En haar man het die dag voor die tyd met sy broer nog 'n gesprek gehad oor gaan hulle brandblussers diens of nie. En hulle diens toe 9 brandblussers en dit staan reg op sy bakkie om die volgende dag werk toe te vat. Sure. En met daai 9 brandblussers en myne eventueel het ons die brand onder beheer gekry en die Here was so getrou. Toe die assessor die volgende dag daar kom, toe eintlik foto's geneem en hy wou eintlik my gasbottel vat want hy sê hy het nog nooit in sy lewe so iets gesien nie. Dit het sulke bubbles getrek, maar het nie ontplof nie. Ja. En die brand was gecontain net tot my kombuis. Dis 'n wonderwerk. Die Here was so goed en die vriendin wat my toe nou so gesoek het die week en nie by my uitkom nie, bel my toe nou die volgende dag en ek kan nog steeds eintlik nie met haar praat nie want nou is my huis verbrand en my dak is swart, my kinders moet skool toe. Dis chaos, niemand het geslaap nie. Ons het eintlik almal nog so, ek wil nie sê getraumatiseer nie, maar jy is. Ja, nee, bedoel, dit as is jou lewe definitief, bedreig word, ja. is dit. En sy sê vir my, hoorie Susanti, ek gaan in elk geval met jou praat, ek weet jy het nie tyd nie, maar luister. Ek het al vir 4 aande 'n repetitive droom van ek wat op 'n berg staan en in 'n vallei met 'n klomp bome is daar huis en die huis is aan die brand. Sure. En al wat ek bid is Here, maak hulle wakker. En dan sien ek jou gesig. Ja. So ek Ja. dink ek moet jou vra wat beteken hierdie droom? En toe sê ek vir Teresa, jy het my nie eers, kom ek sê vir jou wat beteken die droom. Want as sy nie gebid het voor die tyd nie, het ek nie daar, want ek weet nou nog nie wat daai geweerskoot klank was nie. Ja, Want daai- mense brand ja. dood omdat die rook hulle Ja, verswelg. Ja. verswelg Ja. en dan is hulle bewusteloos en dan brand hulle dood. Ja. So die Here het 2 mense en ek wil vandag vir jou sê luisteraar, moenie dink dat jou gebede nie 'n verskil maak nie. As jy die prompting by die Heilige Gees kry om vir iemand te bid dadelik. Want ons dink baie keer, ag nee man, ek verbeel ek my nou maar ek bly aan hierdie persoon dink. Hoekom dink ek so aan hierdie persoon? Jy dink nie verniet aan daai persoon nie. Ek het 2 vriendinne gehad het wat albei daai promptings kon geïgnoreer het. Ja. Maar en hulle wat dan? al 2 was ernstig daaroor, hulle het my gebel, hulle het my gesoek, hulle het vir my gesê, hulle het vir my gebid. En dit was deel van hoe goed werk. Sy gebruik mense sodat dit nie net my getuienis is nie, maar ook hulle sin. Santi, ons gaan net vir nou net 'n breuk vat en afsluit. En dan gaan ons verder gesels met haar. So jy moet volgende week weer inskakel om die res van haar getuienis te hoor, want ons wil nie dit mis nie. Dankie. Tot 'n volgende keer, totsiens. Totsiens.